Luisteraars, ons gesels vanaand oor 'n baie interessante gedeelte, die bergrede of die preek op die berg van Jesus. Nou as jy so lank jou Bybel wil oopmaak, asseblief maak oop daar by die Evangelie volgens Matteus en hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5. En vanaand het ek die voorreg weer om saam met Paul te gesels. Paul, welkom. Hallo Ening, hallo luisteraars. Ja, dit is my ook 'n voorreg. Dit is lekker om saam te gesels oor hierdie belangrike saak. So luisteraar, ons gaan poog om nie te teologies te wees nie, maar om saam met jou 'n bietjie deur hierdie mooi teks te kuier. Die bergrede het 'n mooi agtergrond, het 'n mooi storie, kan mens nou maar sê. So as jy in jou geestesoog wil voorstel, Jesus loop, as jy nou hoor, nee, sy eerste optrede was, hy het sy disippels geroep en hy het nou vir hulle 'n klompie goed geleer. Maar nou begin hy eintlik met sy lering. Nou, hy is besig om nou regtig sy disippels in te trek in wat hy bedoel en in wat hy wil leer. Nou, iets wat baie gereeld in Jesus se woorde voorkom in Matteus, Markus, Lukas, is die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ons hoor dit by sy eerste optrede, nee, as hy begin, dan sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En nou gaan hulle eintlik begin leer, hoe lyk hierdie koninkryk? Wat is dit? Hoe werk dit? Want die mense weet nie. So jy stel nou vir jouself voor, ons hoor hierso in ons eerste gedeelte daar in hoofstuk 5 sê, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. So klaar het hier 'n groot klomp mense om begin volg. En ek wil so 'n bietjie gesels, Paul, oor hierdie mense. Nee, wie is hierdie mense waarvan hy praat? So ons weet nou al, hy het van sy disippels begin roep, maar hier daag mense op, is nou mense wat gehoor het van hom. Mens kan amper sê, nuuskierige agies, mense wat niks beter het om te doen nie, maar mense regtig van die hele spektrum, weduwees, jong getroudes, enkellopendes, arm, kindertjies, soldate dalk, wat op pas is, wat daar naby Jerusalem of daar in die omgewing was. Onthou die volk is onder Romeinse regering en eintlik die Romeinse beheer, maar die eenvoudiges, waarskynlik hierso seker al 'n skrifgeleerde of twee opgedaag het om hierdie nuwe man te hoor praat, maar die deursnee mense, die eenvoudiges, daai wat niemand eintlik raak sien nie. Ja, en ek dink, jy mens hoor ook die wat honger en dors is, die wat smag, wat behoefte, wat besef dat daar is behoefte. Jy weet, die lewe gaan oor meer as net hier en die nou. En in Jesus het hulle iets tog gesien wat diep in die hart aanspreek. Ja. En Jesus het hulle tasbaar, mens daai eerste gedeelte of die laaste gedeelte van hoofstuk 4 lees, dan hoor ons, hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, so waar het hy gegaan, daar waar mense bymekaar kom, na die kerk toe, die evangelie van die koninkryk verkondig. So hy het iets niets gekom, hy het anders kom praat as wat voorheen gepraat is, en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Iets bonatuurliks het hier gebeur. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van die bose geeste was, geestelike versteurdes en verlamdes na hom toe gebring. En hy het hulle gesond gemaak. So ons hoor hier net dat die Here op 'n baie tasbare, praktiese manier 'n verskil kom maak het aan hierdie ouens se lewens. Ja, en dan ek dink, is dit belangrik om te sien ook, dat wat hy vir hulle hier leer, is die wet, soos jy gesê, die wet van die koninkryk, die reëls van sy koninkryk, om deel te word van sy koninkryk, om deel te hê aan hierdie iets grootsheid, nee, van wie hy is en wat hy is, moet ons hierdie dinge doen. En dan as mens dit dink, dan dit laat my eintlik so 'n bietjie terugdink aan Moses, nee. En Eksodus, dan gaan hy ook teen die berg op. En daar kry hy die wet van God, wat hy dan vir die volk leer, en waardeur die verbond tot stand kom. Waardeur die Here sê, dit is hoe jy wil, as jy my wil volg, dis hoe ek wil hê jy moet leef. Ja. So mooi wat jy sê, nee, so is amper asof jy patroon om herhaal. Ja.
Die God wat op die berg gepraat het, nou kom hy en hy sit, hy klim teen die berg op en hy begin sy mense leer. Ja, en as mens dan ook dink, onthou nou as mens nou 'n bietjie verder aflees, dan sien 'n mens by die verheerliking op die berg, dan is dit juis Moses en Elia wat aan Jesus verskyn. Moses wat die wet verteenwoordig, Elia wat die profete verteenwoordig, en in 'n sekere sin wys albei van hulle vooruit na Jesus. Ja. Nee, so in 'n sekere sin sien ons nou hierso ook hoe Jesus daai vervulling is van die ware Moses, die een wat werklike die vrede bring tussen ons en God. Ja. So mens sien, alhoewel Jesus vars en nuut kom leer, en dit gaan gepaard met wonderwerke, is die lyn wat getrek word, is 'n ou lyn. Ja, Is dieselfde openbaring, dieselfde verbond, ja. hierdie selfde Here wat in die woord kom. Dis reg. En ek dink dit is belangrik as mens nou bietjie verder kyk na net vers 17, dan sê hy daarso dat ons moet besef dat hy nie gekom het om die wet en profete ongeldig te maak nie, maar om dit sy ware betekenis te laat kry. So, en ek dink dit sluit aan by wat jy sê, nee jong, en dink Jesus, wat die Fariseërs verkeerd gedoen het, is hulle het daai wet van Moses gevat en hom heeltemal verdraai. Ja, Tot 'n wet wat hulle lekker en maklik kan nakom en kan eintlik bewys, hey, ek is dan maar right. ja, Jy weet. En Jesus sê nee, julle het verkeerd gedoen. Ek gaan die ware betekenis die oorspronklike betekenis vir julle weer na vore bring. En dis wat ons nou sien ook na hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, nê. ja, Hoe hy elke wet vat en sê, maar dis wat dit eintlik beteken. Dis hoe dit werklik, dis hoe ons dit moet uitleef. Want as mens daaraan dink, die wet is juist daar om te laat sien, om ons laat besef dat ons nie waardig is nie. Nee, dis die verbond wat God sluit en sê, kyk hierdie wet, jy kan dit nie nakom nie. Maar ek sal dit vir jou, ek sal iemand stuur wat dit in jou plek nakom. Nee. Maar voordat ons nie besef dat hierdie is net te groot vir ons. Ons staan in diep afhanklikheid. Voor ons dit nie daar by daai punt kom nie, kan ons nie weet ons het 'n verlosser nodig nie. ja, dan bly dit net 'n stel reëls, en Ja. ek dink ek kan dit nog doen ook. Dis reg. Luisteraar, julle sal julle herinner toe ons die 10 gebooie gepraat het ons herhaaldelik gesê, onthou God is 'n verhoudingswese. En die 10 gebooie is juis, trek 'n mens elke keer terug na hierdie een God wat op 'n spesifieke manier gedien wil word, en hoe hy dit dan sê, so hier kom ons Here Jesus en hy maak dit net so prakties as hy hierdeur gesels. Kom Ja, ons ekskuus, laat ek nou nie Ja. rede. As ek net so 'n bietjie verder gaan, kyk jy het nou in vers 1 gelees, daai wat hy sê die menigstes het teen die berg opgegaan, en staan daar volgende, nadat hy gaan sit het, is sy disippels na hom toe gekom. So dan sien ons Jesus gaan sit, en dan wat interessant is daarvan is dat dit 'n belangrike manier is hoe die rabbies in daai tyd ook sy volgelinge geleer het, nê. So hy het gaan sit en sy volgelinge het by sy voete gesit, ja, om hom gesit. So iets daarvan sien ons nou, omdat dit nou menigtes is, het hy hoor, sodat die menigtes hom kan sien, en dan sy besig om te leer as 'n rabbi, ja. nee, as hulle leermeester. Wat ook nogal koslik is 'n mens sou nou verwag dat hy elke ding in besonderhede verduidelik. En hy doen nie. Ek dink vir my as prediker troos dit baie keer. As ek sien dat, ek dink die mense het ook nie Jesus so woorde altyd die eerste keer verstaan nie. Ek hoop maar 'n mens probeer altyd verstaanbaar wees, maar wat hy kom doen is hy maak stellings, nee, hy verklaar en hy leer en sê dit is die waarheid, nee, of jy dit nou tot in sy diepste wese elke letter en woordjie daarvan verstaan. Hier is ek wat praat. So daar's ook gesag in hierdie woorde. En dis 2 groepe. So die een is die disippels, dis hierdie mense, hierdie manne wat hy self geroep het, wat hy gaan uitstuur later, maar ook die menigte, hierdie einste menigte wat waarskynlik so 'n bietjie later gaan skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Hulle is ook hier, maar hy leer hulle almal. Ja, So in die eerste plek sy disippels wat by sy voete kom sit, en dan ten minste hierdie amper toeskouers, wat ek dink nog op 'n tydjie met 'n skeef gedraaide kop en met skreefies oogies, so sê, wat sê jy nou? Hulle was ook daar, ja. en dit het hy vir almal vir hulle geleer. En dan is dit interessant, net om aan te sluit by wat jy sê nou van die gesag waarmee hy geleer het, aan die einde van die bergrede, in hoofstuk 7 vers 28, 29, dan staan daar ook, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag
en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. So daarin sien ons ook dit was anders, nee. Die manier hoe hy praat, die manier hoe hy dit uitlê, wys net dat hy hier met gesag praat. Hy weet wat hy van praat. Luisteraar, ek dink dit is vir my nogals belangrik, veral in ons moderne tyd ook, is daar's 'n verskil tussen blote lering, met ander woorde leer om vir jou kennis in te kry, en prediking. Prediking gebeur juis met die gesag, omdat jy geroep is, nee, dis die gesag wat van God kom. Jy leer, maar daar's 'n toepassing, daar is 'n, as hierdie lering nie op God wys nie, as dit bloot op my kennis en my slimmigheid met die tale, of met wat ook al wys, dan het ons niks bereik nie. En dis juist die uitkoms hier, is nadat Jesus geleer het, dat mense sê, sjoe, ons erken en ons herken God se woorde, nie net geleerdheid nie. Ja. Daar's iets dieper. Ons sien ook verskillende mense, hier staan Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, klomp mense, van die Jordaan af, en hier het dit nou begin, dat die mense agter hom begin aanloop het. So, waarskynlik uit hierdie selfe groep mense, word die 72 later uitgestuur, en nog groter groepe, maar hier is die mense wat eerste blootgestel is, eenvoudige, sy disippels vissermanne, tollenaar, nie jou uitblinkers nie, en eenvoudige mense. So, kom ons luister 'n bietjie musiek, en dan gaan ons inval hier in die seënbedes, en ons gaan kyk hoe wat ons tyd vir ons toelaat, en ons gaan bietjie deur hulle werk, en kom ons kyk of ons ook soos hierdie eerste ouens nou aan Jesus se voete kan sit, en saam leer oor wat hy sê geseën dan nou eintlik is. Ons gesels nou weer met julle. Welkom terug, luisteraar. Ons is by die bergrede van ons Here Jesus, Matteus 5. As jy nou by ons ingeskakel het, maak jou Bybel asseblief daar oop. En ons het nou die agtergrond geskets, Paul, om te sê, wie is hierdie mense, wat is die bedoeling, ons wil sê hoe mooi dit eintlik 'n herhaling is van wat reeds in die Ou Testament gebeur het, Moses wat teen die berg opgaan, Jesus gaan nie teen die berg op, Moses wat die wet gekry het, net die wil van God, en dit vir die mense moes kom gee, Jesus wat nou hierdie einste wil eintlik baie prakties nou kom verduidelik, die wet van God. En nou is ons in die gesprek oor wat is geseënd, en luisteraar, as 'n mens deur hierdie seënbedes lees, dan kom jy agter, die Here het 'n baie anderster toepassing en 'n gedagtes oor wat geseënd nou eintlik is wat ons as mense het. Ja. Partykeer sien ek sommer net so, hoe mense praat, of hoe mense groet ook, as jy vir iemand vrou gaan en sê, wie, ek is so geseënd, ek is gesond, of ek is so geseënd, kon 'n nuwe kar koop, of weet jy, ons is so geseënd, ons kort niks nie, ons kom niks kort nie, ons weet, en partykeer iemand wat 'n foto sou opsit van sy nuwe voertuig of sy nuwe huis en dan sê blessed. En verseker is daar ook seën in. Maar let mooi op, in hierdie lys nêrens word aardse rykdom of gesondheid of vryheid of enige so iets genoem nie. Die Here Jesus het daarom heeltemal 'n ander gedagte gehad oor wat geseënd is as wat ons het. Ja, en dit laat my dink aan en mens kan dit so ook vra, nee, wat maak dit ons jubel in die Here? Wat sê hy wil ons jubel? En dan is dit so, soos jy nou sê, nee, ons wil nie jubel as dit sleg gaan nie. Ja. En wat juist interessant is mens, en dit wat jy sê, sien mens deur die Ou Testament, deel die Bybel, nee, 'n mooi deel vir my is Habakuk. Daai mooi lied, nee, al is daar geen beeste in die beeskrale. Daai wat hy daar beskryf is eintlik 'n totale ekonomiese ineenstorting, nee, want daar's nie vye nie, daar's 'n resessie, ja, totaal alles gaan sleg. En dan sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel. Ja. Nee, is dit met ander woorde wat ons vra luisteraars is dit hoe ons na die Here kyk, want die vraag waar dit by kom is, vind ons jubeling in die Here in wie hy in homself is, of vind ons jubeling in dit wat hy vir ons gee? Nee, Ja, so wat hy vir my kan beteken. En wat hy vir my kan beteken, nee, seën hy my genoeg, en as hy my nie seën nie, dan is ek kwaad, dan is ek raak ook opstandig, jy weet, en sê, ag nee, dan, as dit is hoe die kerk is, of as dit is hoe die Here my hanteer, wat sy kind is, dan wil ek nie meer volg nie, nee, as dit is hoe ons redeneer, dan sê dit vir ons eintlik, ons misbruik hom. Ja. Ons misbruik hom eintlik net vir dit wat hy vir ons kan gee.
is dit nie dan dat hy eintlik dan by ons voete kom sit? Nee, Ja. hy word my slaaf, hy word my dienaar, teenoor wat presies hier gebeur het, is dat die mense by sy disippels by sy voete kom sit nie. Want dit is ook, as mens dink oor wat geseënd beteken, die woordjie geseënd, beteken nie dat dit goed gaan. Daar's goedheid in. Ja. En ek dink partykeer het ons dit verkeerd. As dit met my goed gaan, dan sê ek maar ek het nie bekommernisse nie. Ek het nie nood nie, ek het nie 'n tekort nie. Terwyl wat ons hier in hierdie gedeelte sien is, jy is geseënd wanneer jy God het. Ja. Dis reg. En hom vir wie hy is. Dis hy. So kom ons begin daar in vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou afhanklikheid is iets wat daai mense daar nogals goed sou verstaan. Ek bedoel, die Romeinse regering het juis alles van hulle al weggevat. Hulle het kon beswaarlik ekonomies 'n bestaan maak. Hulle moes baie swaar belasting betaal. Een van hierdie disippels het presies geweet hoeveel, want hy was een van die invorderaars, nê. Die bietjie wat hulle gehad het, het hulle nog gevat vir die weermag om hulle te voorsien en so. So hulle was eintlik in alles armoedig uitgelewer. En nou kom Jesus en hy sê, maar jy moet nog afhanklik ook wees. Jy moet weet dat jy afhanklik is van God, want aan jou sal die koninkryk van die hemel. Nou as 'n mens dink, dan is Jesus kom en hy kom verkondig 'n nuwe koninkryk. So onthou nou, hierdie ouens sou waarskynlik 'n ander koninkryk wil hê. Hulle wil nie die Romeine hê nie. So dit sou die eerste ding wat deur hulle koppe gaan is, ja, gee vir ons 'n nuwe koning. Want dan gaan ons nie belasting betaal nie, en dan gaan daar kos wees en blyplek en hierdie ouens wat ons rondstamp, hierdie klomp soldate is weg. Maar 'n koninkryk waarvan en die Here Jesus gaan nou daardeur praat, is 'n koninkryk, sy koninkryk is een van vrede. Een van rus. Een van oorvloed. Een van samewerking, eenheid, ook onder die kerkmense. En ek dink vir hulle was hierdie realiteit so ver van hulle kon net sowel maar in 'n koninkryk daar deur in die hemel gewees het. 'n koninkryk ver agter die wolke, so ver van hulle af. Dis reg. En ek dink as mens ons moet in besonder in koninkryks, in die Here se koninkryksterme dink hier, nê, in besonder in die sin van dat as ons dink aan wat is die grootste probleem op hierdie aarde, dan dink ons aan mense. Hierdie groep mense wat dit doen, of daai groep mense wat daai doen, of hierdie ras wat dit doen, of daai ras wat dit doen, nê. Maar as die Here na die mens kyk, dan sien hy nie rasse. Hy het ook net een ras gemaak, is die menseras. Ja. Nee, hy sien nie dit raak, hy sien die sonde raak. Dis die probleem. Dis die probleem dis wat maak dat daar siektes is. Dis wat maak dat daar hongersnood is. Dis wat maak dat daar ellende op hierdie aarde, elke ellende, oorlog wat daar is, nê. Dis die sonde in ons lewe. So, wat is God se koninkryksperspektief? Hy sê, dis hoekom ek kom. Ek kom nuut maak en ek stuur 'n verlosser om hierdie nuut maak te begin. Nê. So en daarom is dit belangrik om daai afhanklikheid te sien. Dis nie 'n afhanklikheid van dat die Here my of dink so dan, as ons nou dink wat ons nodig het, dan sien ons krag, nê. Ons krag, want dan kan ek hierdie vyande oorwin. Krag, dan kan ek hierdie siekte oorwin. Krag, dan kan ek baie geld maak, wat ook al, nê. Maar as die Here met krag moet kom, dan moet ons almal vernietig word, want dit is die probleem, ons is almal sondig. Ja. So wat doen hy? Hy kom in nederigheid. Hy kom in die kleinheid, hy word 'n mens, hy word 'n slaaf. Hy word klein, sodat ons gered kan word, sodat hierdie sonde wat diep in ons is, vernietig kan word, sonder dat ons vernietig word. Ja. En iets daarvan sien ons, nê, daai afhanklikheid wat ons van hom moet besef. Ons is almal deel van die probleem. Net Christus kan my red. Ja, ons is afhanklik van die enigste reddingsplan wat kan werk. Ja. En iets daarvan, jy sê nou, ons moet in 'n koninkryks mindset kom, ekskuus nou vir die Engelse woord, ons moet regtig 'n koninkryksperspektief hê. Ja. Dit beteken, ons moet na hom kyk as die koning. Ja. En nie soos 'n aardse koning nie soos die koning van Brittanje, wat ook maar siek word
en wat ook maar toe nou die leiersels vir die weermag aan sy seun moet oorhandig, want hy kan nie meer nie. Nie so 'n koning nie. Ons praat van 'n ewige koning, 'n almagtige koning, 'n koning wat met absolute reg en geregtigheid regeer. 'n koning wat absolute beheer oor sy koninkryk het. Ja. En dan, soos wat jy ook gesê het, en tog liefdevol en genadig en sagmoedig en nederig is, nie. Maar dat ons aan hom so sal dink. Nie die een by my voete nie, ek by sy voete. Ja. Dit is die gedagte, en dan daai totale afhanklikheid in alles in my lewe van hom. Dis reg. Want as ek dit besef, dan kry ek deel Ja. aan die koninkryk van die hemel. As ek my prys gee, die oomblik as ek my burgerskap en my reg, my mensereg, my reg op geluk, my reg op siekte, op genesing, op al die goed prys gee, met ander woorde my koninkryk prys gee, dan behoort ek aan sy. Dis reg. So ons kan in aansluiting by jou en dan kan ons sê, as ek genesing, al hierdie seëninge, hierdie mooi seëninge wat die wêreld so wil hê, nê, gesondheid en rykdom en al daai tipe koninkryk najaag, vrede, daai aardse vrede najaag, dan kry ons niks. Ja. As ons voor die koning staan van die heelal en hom najaag, dan is die belofte, want aan hulle behoort die koninkryk van God, dan kry ons alles. En dit gaan in besonder oor hierdie perspektief. Wat jaag ons na? Dis prys gee, sodat ek alles kan kry. Ja. Nee, die Here Jesus self, hy het gesê, alles wat jy op aarde wil behou, gaan jy verloor. Net so, waarin is dit wat ons vir ons so vasklem? So, luisteraar, dink mooi hier, dis aan die woordjie afhanklik is ek en jy, weet ons regtig wat beteken afhanklikheid? In alles, ek wil so eenvoudig raak, soos in asemhaal, in water drink, in beweeg, in my hart klop. Ek is in alles afhang, want anderster is dit 'n gemors, dit is 'n gejaag na wind. Dis reg. Die prediker sê. Ja, so die belangrike is dalk, as mens nou dink ook, 'n mooi voorbeeld daarvan vir my is Paulus, nê? Wat hy sê, ek het 3 maal gebid, dat hierdie doring in die vlees van my weggeneem moet word. En dan sê hy, God het hom geantwoord en gesê, my genade is vir jou genoeg. Ja. My krag kom juist tot volwerking, wanneer jy swak is. Iets daarvan, iets van daai afhanklikheid van die Here, want dan leer ons hoe groot dit is, hoe heerlik dit is, om te weet, die Here my God is in beheer. Nee, hy voorsien, hy lei my, en dis wat ek nodig het. So luisteraar, hoor mooi, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dan word dit gaan goed met elke een wat daai afhanklikheid ken. So ek dink dit is nog 'n gebed wat 'n mens gereeld behoort te bid, is Here, ek wil weer verstaan en ek wil weer onthou hoe afhanklik ek regtig van U is. Maak my oë oop vir goed waarin ek self probeer slim wees en sterk wees. Maak my afhanklik. Ek dink dis iets wat ons ook nou met Sondag met Pinkster weer ook bevestig het. As dit nie was vir ons het verlede Sondag gepraat oor die 2 voorsprake nie. As dit nie was ook vir die uitstort van die Gees wat my voortdurend hierin herinner nie, dan het ek dit gemis. Die tweede seënbede hier, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. So, ons self, ek weet Paul ook, was ook die laaste ruk, het ons weer begrafnisse gehad, en die mens sien mense treur, ons sien mense wat, party wat onbedaarlik eintlik treur, ander wat met ek dink mooi geloofsbeheerstheid treur, huil, maar is dit al treur waarvan ons hier praat, Paul? Wat bedoel hierdie treur? Ja, ek dink, in 'n sekere sin, dit sluit aan by wat jy net ook gesê het van die Romeinse, as mens nou dink spesifiek aan die situasie waarin hulle daar was, nê. Hierdie mense is onderdruk deur die Romeinse ryk, en hulle het getreur oor Israel wat swaar kry, in hierdie tyd, nê. Israel wat graag soek na redding, soek na verlossing, soek na uitkoms uit hierdie situasie uit. So baie keer kyk ons ook na ons omstandighede
en ons treur, ons sê, ja, hoe kan ek aangaan? Ek raak moedeloos, nee. En wat gaan ek doen? Hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? So, mens kan dit wyd trek. Ja, ek dink nou sommer nou die teks wat sê dat die hele skepping sug. Ja, Mense sou daarin ook kan sien, die sug is baie keer maar 'n uitdrukking van treur, dis reg. as gevolg van die sonde. Ek bedoel, Ja. ons eie land gaan weer gebuk onder kwaai droogte. Ons sien vloede weer op ander plekke, ons sien natuurrampe. Ja, Ek het vanoggend gesien 'n tornado weer wat daar in Amerika deur 'n plek gaan, ek bedoel 'n absolute verwoesting, nê. Nee. ja, Dis die plek waar so die hele skepping sug saam met ons. ja. Hierdie ding van maar iets is stikkend. Dis hy. Iets is nie reg nie. Dis reg. En dit bring ons nou weer by die vorige punt, nee, wat ons gemaak het van dit wat verkeerd is die sonde. Sonde maak al hierdie vernietiging, al hierdie sleg, hierdie hartseer wat binne ons is, nê. Ja. Sonde veroorsaak dit. So hierdie treur is nie net, ek dink dit sluit in, nê, want die sonde het ook die invloed, straf op die sonde is die dood. Ja. So dis ook hierdie treur. My geliefde is oorlede, ek het by 'n oop graf gestaan, my hart is rou, maar dis ook treur oor my sonde. Ek is geseënd wanneer ek treur oor die sonde, Ja, as ek die gevolge daarvan raak sien. En dan kom die teendeel, as dit gebeur, want hulle sal vertroos word. en dit is nogal belangrik, nê, daai vertroosting, waar vind ons dit? En ek dink, soos wat jy nou sê van die begrafnis ook, die belangrike van begrafnis is ook, om jou by hierdie punt te bring, van, joh, daar's geen hoop nie, maar, die vertroosting wat ons kry is, die Here soos die dag breek, bring hy vir ons hierdie hoop in Christus. Hy verlos ons van die dood, hy verlos ons van ons sonde, sodat ons hierdie nuwe lewe mag ontvang in hom. Nee, so hy breek daai deur vir ons oop en dit is hulle sal vertroos word. In Jesus kry ons hierdie vertroosting in al ons omstandighede, nee. Daai persoon wat by 'n oop graf staan, daai persoon wat treur oor verhoudings wat gebreek word, vir daai persoon wat treur oor slegte omstandighede in sy lewe. Iets daarvan sien mense in Openbaring, né, wat die Here sê, daar sal die trane sal afgedroog word. Ja. Dis die resultaat van. En tog in die hel, die geknars van tande, ek wil amper sê as daar nog vog oor was, sou die trane net aanhou loop het, nê. Dis reg. Dis die teendeel. Maar daar gaan die juis al hierdie treurmare gaan bly, dit gaan nooit weggevat word. Ja, dis reg. So die vertroosting hier is juis weer die aansluit by die afhanklikheid. Dis hierdie God, hierdie koning van die koninkryk van die hemel. Wanneer ek kan treur oor die stikkend, Ja, oor die feit dat ek kan erken, daarin gaan daar vertroosting wees. Ja. Elkeen wat erken, ek kan dit nie regmaak nie, ek het iemand groter nodig, ek is regtig afhanklik van hom. Hier gaan vir my troos kom. ja. So ek dink dit is belangrik dat ons nou weer terugkom by daai vraag wat ons gevra het aan die begin en wat is hierdie seën? Nee, as mens nou dink aan as die seëning vir my is 'n goeie lewe, voorspoed, al daai dinge, dan gaan ek neergeslaan wees deur hierdie beproewings. Dit gaan vir my ondraaglik wees om te dra, want hoe kan die Here dit oor my pad bring? Maar as die seëning vir my is om 'n verhouding met die Here te hê, om weer in daai verhouding herstel te wees, dan word ons vertroos, want dan sien ons, kyk vir Jesus, hy maak daai weg vir my oop, hy bring ons weer naby aan God, hy maak dit vir ons moontlik, dit wat ons harte begeer, gee hy vir ons, Ja. en dis waar ware vertroosting vandaan Ja. kom. Dit maak dat ons sien iets daarvan, daai uit die sleg, uit die nietigheid van omstandighede, bring die Here hierdie lewe voort. Ja. Hierdie, jy weet, dis die verskil ook tussen, as mens kan sê, dis die verskil tussen 'n gelowige en ongelowige. Vir 'n ongelowige slaan dit plat. Nee, dis vernietiging, dis hopeloos. Nee, wat is daar in hierdie lewe? Vir 'n gelowige kom daar uit hierdie sleg, hierdie heerlikheid, hierdie genade. Dit maak dat hierdie nederigheid en sagtigheid vanuit 'n mens ontwikkel, nee. Ja.
Dit maak ons so. Miskien sou 'n mens kon sê, dis dalk 'n vreemde manier om daarna te kyk, maar dis die mooi en die positiewe wat uitgekom het na die sondeval. Want voor die sondeval het Adam en Eva nie die genade nodig gehad nie. Ja. Want hulle het voor God, hulle was by sy voete, hulle het sy opdragte uitgevoer. Na die sondeval leer ons ten diepste God se genade wat ten spyte van hierdie sonde toe nou nie vir ons verwoes nie. Jy het nou nog gepraat van met sy krag kom, nê. Dat hy toe nie in daai tipe krag kom nie. Hy kom in die krag van 'n seentjie wat uit 'n maagd gebore word. Ja. Nee, 'n wonder. Iemand wat uit die dood uit opstaan, wat bo alle natuurwette in die hemel opvaar. Ja. Dis die tipe krag waarmee hy kom. Dis reg. Maar daar's 'n sagtheid en 'n genade daarin wat ons nie sou beleef het voor die sondeval nie. Ja. So ons en dis aaklig om daaraan te dink, maar daarom treur ons juis, want ons sou so by God kon wees. Maar in hierdie sê hy dan daar's juis vertroosting, want nou leer ons God nog beter ken in sy volheid. Dis reg. Dis reg. Ja, dis wonderlik, nê. In plaas van die vernietiging wat ons verdien, kry ons hierdie heerlike genade om gered te word, om vertroos te word, om weer met God verenig te word. So ja, en dit is wat maak dat ons werklik kan opstaan, kan nuwe moed hê, kan volhard in die geloof, selfs al gaan dit hoe sleg. Dis hoekom ons kan so saam met Habakuk kan sing, nê. Nogtans sal ek jubel. Ja. Nogtans. Luisteraar, kom ons doen nog enetjie. En ek dink hy sluit eintlik baie mooi aan, juis in hierdie lyn van hoor nou mooi afhanklikheid. Treur want ek is afhanklik, ek weet dit. En nou kom die derde ene in vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Ja, en dan as mens nou dink aan daai sagmoedig, nê. Sag van gemoed, iets van 'n nederigheid. Dis hoekom dis maar reg wat jy sê, dit sluit so mooi aan by die voriges. Want jy's vanuit daai vertroosting word jy sag van gemoed. Nee, jy besef ek verdien niks. Dit is net genade. Ja. Dit wat maak dat jy sag van gemoed is en besef wat het jy hier uit die Here se hand ontvang. Dit maak ons werklik nederig. So, en dit is dan juis van ons nederig is wat ons besef, wow, ons gaan 'n nuwe aarde ontvang. Nee, hoeveel genade is dit nie? Ons verdien dit nie. Ons hierdie goed waaroor ons treur. Ja. Hierdie goed wat my laat huil, wat my laat wakker lê in die nag. Wat baie keer regtig my vreugde steel, nê, wat my lus om op te staan in die oggend verwoes. Ja. Dit gaan nuut word op 'n nuwe aarde. So, hier's 'n paar goed wat 'n mens hierheen moet sien, maar een daarvan is dit gaan nie bly soos dit is nie. Nee, as ek dan afhanklik is van die koning van die koninkryk van die hemel, as ek juis in hom my troos kry, dan weet ek hierdie aarde gaan een of ander tyd gaan hy nuut gemaak word. Hy gaan en om nuut gemaak te word, weet ou, sal baie keer moet hy skoon gemaak word, nee, hy moet eintlik vernietig word sodat hy nuut kan word. Ja. Daar's tog iets uit die Ou Testament wat vir my so mooi is en dis waar God aan Esegiel die profeet al beloof, gaan julle die harte van klip verwyder en die harte van vleis gee, nee, die bedoeling sag. Nie klip nie, maar iets wat innemend is, iets wat kan omgee saam met my. Ook iets wat aan die een kant die vertroosting kan ontvang, maar ook wat vertroosting kan gee. En dis wat sag van gemoed is. Is nie 'n dominerende baie keer deel 'n mens nou 'n mens se gemoed is of vol, so jy's hartseer jog want dit gaan met jou goed, of jou gemoed voel verkrummel, hy voel platgeslaan want daar gebeur al hierdie slegte goed en jy kan nie help nie. Party van ons voel dit oor kom ons gebruik 'n voorbeeld soos dieremishandeling, nee, jy wens so jy kan al die diere help wat rondloop en wat nie ek weet nie. Anders sien dit in mense. Mense wat swaar kry en jy dink, joh, kan dit nog slegter met hulle gaan? Kan hulle nie maar bietjie net 'n pouse kry nie? Ja. Nee, daai sagtheid wat ons moet hê in my gemoed. Ja, en ek dink mense sien dit so mooi in Jesus, nê. Ek meen, hier staan 'n klomp sondige mense voor hom. Nou, hoe reageer ons teenoor sondige mense? Ons sê, hoe kon jy, man?
Jy weet, Ja, jy hoort nie by ons nie. jy hoort by ons nie, ja, gaan, ek wil nie eers met jou geassosieer word nie, daai tipe ding. Maar wat doen Jesus? Hy kyk na hulle en soos 'n herder kry hulle jammer. Nee, hy kry hulle jammer want hy besef die nood wat daar by hulle is. Hy besef wat hulle nodig het. So en as gelowiges kan ons net so wees as ons besef en as ons sien wat Jesus vir ons doen. Ja. Hoe hy vir ons sien. Ek wil aansluit by wat jy sê daar, soos met ander woorde, wanneer ek myself uit die middel kan uithaal. Ja. Nee, want ek dink dis die ander deel van partykeer omgee, is 'n selfsugtige omgee. Ek gee vir jou om want dit laat my sleg voel. So ek gee vir jou tissues aan, hou nie asseblief net op huil want net nou huil ek ook. Nee. Teenoorbil en dis wat maak dat 'n mens selfs vir vyande, selfs mense wat jou teenstaan of man mense van wie jy nie hou nie, Ja. kan bid en voor kan omgee, is hierdie sagmoedigheid, want ek kan nie dink dat Jesus altyd van die skrifgeleerdes, en dalk van hierdie mense gehou het nie. Lief was hy vir hulle, dit het hy gewys tot in die dood toe. Ja. Maar Pillin, as ek dink aan my eie optrede, dan dink ek nie die Here hou altyd van my nie. Nee. En hulle maak hom dood op die oond, nee. Ja. Ek meen dit is vyande. En dit is wat Jesus ook sê, toe ons nog vyande was, Het ek julle al lief gehad. het ek julle al lief gehad, Ja. nee. Ja. En dit is wat ons moet besef. Dit is maklik om mense lief te hê wat vir jou lief is. Dis iets anders om mense lief te hê wat vyandig gesind is Ja. teenoor jou. Ja, mense Dan wat is my daar seermaak. werklike sagmoedigheid is nodig. Nederigheid is nodig. En daarin lê volgens hierdie gedeelte seën, nee, die goedheid van die Here lê in hierdie sagmoedigheid. So wat dit ook vir my beteken is, hierdie koning het hy het letterlik daai hart van klip kom verwyder, nê. Hy het my hart van klip oorwin. En hy gee vir my 'n hart van vleis. Dis dalk nou maar 'n ou dopper ding wat ek altyd sê, maar weet van dat ek my hartjie vir die Here gee. Ek vra altyd vir mense, nou wat wil hy met die vuil ding doen? Hy kom en hy verwoes my hart van klip. Hy regeer daaroor. Ja. Ek kan nie myself daar in die middel sit nie. Hy kom gryp hom en hy verander hom, nê. Ja, en dan reageer ek. En luister, ons moet maar eerlik wees. Dis nie noodwendig vir ons lekker nie. Wanneer die Here ingryp, Ja. dan dop hy om, soos wat hierdie seënbedes my lewe omdop. Ons sou sê geseënd is die wat lag en geseënd is die wat sterk staan, die wat besig is om 'n koninkryk te bou. Dink nou maar hier in die toring van Babel, weet ouens wat ons gaan vir ons 'n naam maak. Ja. Weet as jy 'n naam het, is jy geseënd. Nee. Die Here kom dop dit om. Is so. Hy gee nuwe betekenis aan die woord geseën. Is so. En kyk nou wat is die resultaat, né? Wat hy sê, want hulle sal 'n nuwe aarde ontvang. Met ander woorde, wat is kenmerkend van hierdie aarde? Dis hierdie vyandskap. Ja. Dis hierdie sleg, hierdie nietigheid, hierdie mense wat teen my is terwyl ek mooi probeer wees teen hulle. 'n Nuwe aarde is, daar's liefde. Christus is daar Ja. teenwoordig. Hy is die koning. Nee, daar gaan nie meer, dan gaan ons perfek by hom wees in sy Ja. teenwoordigheid. Heerlikheid om na uit te sien. Ja. In hierdie week doen ons 'n Bybelstudie uit hierdie selfde teks en 'n vroutjie kyk my so met 'n frons aan en sy sê: "Henning, ek hoor dit en sagmoedige mens moet omgee en jy moet ons gaan volgende week by barmhartig uitkom." Sy sê nee, ek het dit gedoen en ek weet baie keer verwag mense dankie. Maar ek kom ons sê ek het in hierdie situasie nie 'n dankie verwag nie, maar ek het darm nie 'n prokureursbrief verwag nie. Ja. Nee. En dis die ander ding, ons kom nou nog by barmhartigheid, ons kom by vervolging, maar dis deel hiervan. Ons moet sê dat ons sagmoedigheid, so die motivering daarvoor moet absoluut my afhanklikheid van God wees. Ja. Absoluut dat ek my vertroosting in hom kry. Absoluut dat dit hy is wat die aarde geniet maak. Want as ek van mense dit gaan verwag, gaan ek seer kry. En dan gaan ek nie doen nie. Nee. Ek gaan nie bereid wees om lief te hê al is jy nie lief vir my nie. Ek gaan nie bereid wees om opofferings te maak al, want dis die mooi van sagmoedigheid, nê. Sagmoedigheid gaan juist daaroor dat ek na daai ander persoon se behoeftes omsien eintlik amper ten koste van myself. Nee. Ja. Want dis wat Jesus doen. Ja. Ten koste van homself kom hy na ons, hy sien ons behoefte raak, hy kom en hy sterf vir ons sonde sodat ons gered kan word. Ja. En dis wat ons moet voor oë hou om sagmoedig te kan wees. En dis wat geseënd beteken. Ek bedoel, as ek net dit verstaan, Ja. as ek my net daarin kan oorgee, dan is ek regtig 'n geseënde. Ek dink nou hier aan die beruimde Psalm. So luister hom nou nie sê jy het nog nooit poësie op hierdie program gehoor nie. Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand
heilredding kan vind. Ons is geneig om ons hoop in mense te stel. En ek dink wat hierdie eerste 3 bedes net sê is, nee, absolute afhanklikheid van God. En dan, soos jy net ook gesê het, dan is jy geseënd. Ja. Dis, dan kan ons jubel, dan kan ons juig. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Luisteraar, mag jy saam met ons in hierdie naweek, wat jy dalk nog 'n uur of wat oor op hierdie Sondag aand, maar in die week wat nou begin het op hierdie Sondag, op die Here se opstandingdag, mag ons weer besef wat geseënd beteken. Nie die wêreldse geseënde, gekamstige plastiek geseënd wees nie, maar hierdie dieper geseënd wees van die Here. Mag jy dit beleef en soos ons program jou aanspoor, praat daaroor. Vertel vir mense juis hierdie omgekeerde, hoe jy seën beleef in afhanklikheid en in treur en in sagmoedig wees. Paul, baie dankie. Dankie Ning, dankie luisteraars, 'n geseënde week word julle toegebid.